Goed, goeiemôre. Ja, wie sê ek op die ding ergens? Of 'n bas of 'n ding. Ek voel of my stem baie diep is vanoggend. Ek voel ongelyk. Al julle mense wat daar in daai hoek sit, julle is in die verkeerde hoek. Julle moet een hoek reg skuif. Dan lyk dit gelyk. My OCD werk nie lekker saam vanoggend nie. Julle moet verskoon. Waar is Dominee Andrei? Want hy het ook nou posisie geskuif. Dominee, julle moenie dit doen nie. Julle weet, elke persoon het sy plek in die kerk. As daar nou vanoggend 'n ander kerk ou op jou plek sit, net sê vir my moet een aanskuif, hy's op jou plek. Gisterand het Dominee daar gesit, toe was dit maklik. Nou soek ek hom vanoggend, want hy's nie meer daar nie. Jy weet. Frits, jy ook? Nee, broer, jy was gisterand daar bo gewees. Nee man. Jy moet terugskuif na die salwing toe. Een ander ding wat ek vir jou wil sê van 'n stoel, né? Hierdie stoele hiervoor, né? Hierdie is nie 'n begrafnis nie. Dis nie uitgesit vir die familie nie. Ja, jy kan maar lag as 'n grapjie in die huis van die Here. Die salwing, né, trek net tot hier. Het julle geweet? Die salwing van die Here trek net tot hier. Weet julle hoekom? Die ou wat hard praat, hy spoeg gewoonlik. So, dis hoekom meeste mans, né, met 'n sakdoekie. Dis nie vir die sweet nie, ouens. Nee, ek spot sommer. Is jy geseënd? Is jy gesalf met die guns van die Here? Is jy vrygekoop met die bloed van Jesus? Dan het jy geen rede, né, om nie vandag bly te wees nie. Wat sê Jesaja? Hy sê, ja, jy kan die Here lof gee. Hy sê, hierdie is die dag wat die Here gemaak het en ons sal bly wees daarin. Nie ons wil of ons gaan probeer nie, ons sal bly wees daarin, né? So vandag as jy nie bly is nie, dan gaan jy nie huis toe nie. Ons gaan jou bly maak, saam met ons. Is dit goed so? OK. Hier's manne hier agter wat 'n sakkie het, ons gaan al die formaliteite afhandel. Want ons wil plek maak vir die Here om te werk. Is dit goed so? So as jy 'n offerande gebring het vanoggend, moenie bekommer nie, ons is 2 gemeentes hier in een gebou, ons is een liggaam, maar niemand steel by niemand. Ek wil dit nou nie so prontuit sê nie, maar ons doen ons ding soos ons dit altyd doen. En ons gaan nie verander nie. OK. Jy mag jou koevertjie vanoggend in die sakkie gooi, Kruiswy. Jy mag jou koevertjie vanoggend in die sakkie gooi, Gemeenskapskerk. Die ouens wat tel, hulle weet waarheen die geld moet gaan. Dit het niks met ons uit te waai nie. Ons werk net vir die Here. Hulle weet wat hulle moet doen. OK, so moenie bekommerd wees nie. Al die gemeentes in hierdie huis sal geseënd wees vandag. Hoekom? Want die Here sê so. Ja. En nou Arnold vra vanoggend vir my, hoe werk die 2 gemeentes? Ek sê man, is baie lekker. Dit werk net. Nee? Het julle geweet toe die regering verander het, was dit net nette gewees, Spoornet en Werknet, en toe kry ons 'n regering en hulle naam is nou Skepnet. Ja. Maar gelukkig is die regering nie hier vandag nie, né? OK. Ek gaan vir daai ouens 'n geleentheid gee om vir julle te bedien. Hierdie ouens is bietjie willer as normaal, maar dis omdat hulle te veel energie het, dis al die pannekoek. Onthou voor jy huis toe gaan, manne, mamma het nie pudding gemaak vandag nie, want sy moes vroeg by die kerk wees. Koop 'n pannekoekie vir pudding, bederf vir mamma. Vrouens, jy het geen rede om te kook vandag nie. Daar's worsrolle vir jou man. Koop vir hom 'n worsrol voor jy huis toe gaan. Pappa bederf vir mamma, mamma bederf vir pappa. Kinders is uitgesorg, almal is happy. En ons kan 'n middagslaapie vang want ons is voor lunchtyd by die huis. Kan jy nou meer? Nee? Kan jy nou meer? Dit werk uit. Ek groet vir julle klomp. En julle is op tyd vanoggend. Ek is verbaas. Het jy reën gehad? Het jy baie reën gehad? Ek wil net vir jou sê, dis jou skuld dat ek nie reën gehad het tot gister nie, want jy het gewag tot Vrydag om te plant. En ek bid my dood vir die reën, en al wat ek nie weet nie, is dat my broer in Christus, hy het nog nie geplant nie, en die Here wag om vir almal reën te gee, maar Pieter is agter. Maar dankie dat jy geplant het, broer, want ons het almal reën gehad. Kan ons vir die Here 'n lofoffer gee vir die reën? Hey. Vir die van julle wat nie weet nie, ons het ook besluit om 'n bodemlose put te koop, hulle noem dit 'n plaas. En daar gaan nog baie in die toekoms gebeur vir die Here op daai plaas. So ons hoop ons gaan elkeen van julle sommer gereeld daar sien, maar as dit nou een ding is, as daar nie water is nie, dan raak ek ou bekommerd. En ek weet nou hoekom die Here my nie net in die bediening gesit het nie, maar ook op 'n plaas. Maar nou bid ek baie meer. Jy sien, as jy op 'n plaas is, moet jy vir alles bid, nie net vir die lidmate en net vir dit wat hier in die dorp gebeur nie. Nou jy bid vir allerlei ander dinge ook.
Maar net so in kort en baie vinnig, ons het daai plek gekoop dat hy vir die Here werk. En julle gaan baie binnekort, gaan julle sien hoe ons goeders begin adverteer om vir die Here te werk daar. En ek is besig met die 2 dominees. Ek het gisteraan die fout gemaak, ek sê dominee Andre en Frits. Maar as omdat ek vir Frits ken as Frits en omdat dominee so oud is, moet ek vir hom sê dominee, jy weet. Ekskuus dominee. Dis okay, jy kan agterna met my gesels. Ek sê my pak vat soos 'n man. Maar die 2 dominees en ons het 'n visie man, om die plek te groei vir die Here. En soos wat ons hierdie plek groei vir die Here, so sal daai plek ook groei vir die Here, saam met hulle en saam met julle. Okay, is julle ouens nou klaar? Kan ek nou ophou praat? Okay, niemand beweeg my rond nie, wonderlik. Ek gaan my storie afsluit. Kan ek sê afsluit? Okay, is afgesluit. Kom ons maak ons oop, ons dank die Here vir 'n wonderlike dag. Vader, baie dankie vir die liefde. Dankie vir dit wat ons vandag ervaar, Here. Dankie vir die reën wat U gestuur het, Vader. Dit wat so broodnodig was vir ons grond, Here. Ek dank U, Vader, dat in elke een van hierdie harte vandag is dit oop en toevanklik vir dit wat hier gaan gebeur, Here. Mag hulle gesalf word en geseën word met nuwe, vars olie uit die woord van die Here uit, Vader. Ons dankie vir hulle wat ons bedien vandag. Mag dit vir hulle ook 'n blessing wees, Here. Ons dankie dat vandag 'n nuwe dag in ons lewens is, Here. En dat ons vandag op hierdie dag 'n nuwe geleentheid kry om saam met U te kuier, Here. Ons nooi nou die Heilige Gees uit, Here, om in elkeen van ons harte te kom werk, Here, en te kom woeker en te kom doen wat moet gedoen word, Vader. Maar meer is dit, Here, dat ons gesindheid Jesus Christus sal weerspieël, Here, en dat ons sal toelaat dat die Gees in ons werk, Vader. Ons loof en ons prys U daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen en amen. Kom ons staan en loof ons Here se naam. And here I am before you, falling in love and seeking your truth, knowing that your perfect grace has brought me to this place. Because of you I freely live, my life to you, oh God, I give. So I stand before you, God, and I lift my voice, 'cause you set me free. So shout. So I shout out your name, from the rooftops I proclaim that I am yours. I am yours. And all the good you've done for me, I lift up my hands for all to see. You're the only one who brings me to my knees, to share this love across the earth, the beauty of your holy word. So I kneel before you, God, and I lift my hands, 'cause you set me free. So I shout out your name, from the rooftops I proclaim that I am yours. I am yours. And all that I am, I place into your loving hands, and I am yours. I am yours. And here I am, I stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God, the everlasting God. Here I am, I stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God, the everlasting God. So we shout. So I shout out your name, from the rooftops I proclaim that I am yours.
Lord, I come and I confess that bowing here I find my rest. But without you I fall apart. You're the one that guides my heart. Come, Lord, I come. Lord, I come, I confess that bowing here I find my rest. And without you I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. And every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Come on, say, Lord, I need. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I confess that bowing here I find my rest. Without you I fall apart. You're the one that guides my heart. Come on, Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Amen. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of the Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Take me as you find me, all my fears and failures. Fill my life again.
give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Slag ons hande op vir 'n oomblik en sê net vir die Here dankie vir wie hy is, net vir so 'n minuut. Here, dankie vir die goedheid, dankie vir die liefde, dankie vir die genade. Dankie dat U lief is vir ons, Here. Dankie dat U ons gered het deur die bloed van Jesus. Dankie dat ons Christene genoem kan word, Here. Dankie dat ons met vrymoedigheid ons hande kan oplig en sê dat U ons God is, ons Vader wat vir ons lief is. Die een wat ons lei, die een wat ons help. Heilige Gees, U is ons trooster, U is ons leidsman, U is die een wat vir ons wysheid gee, U is die een wat vir ons help in alles wat ons doen. U is ons helper, Here. Ons wil U naam loof. Wil jy net vir 'n oomblik, ek weet dit is al ongemaklik vir 'n paar mense, maar dalk net terwyl jy jou hande ophef, net jou mond oopmaak. In die brief staan dat ons gee vir God 'n offer deur ons lippe oop te maak. Wil jy jou lippe oopmaak vir 'n oomblik en net sê, Here, ek prys U. Here, ek prys U, ek dank U. Ek sê vir U dankie. Is julle reg? Voel julle skaam? Okay, ek voel meer skaam as julle, moenie worry nie. Alright, die gaan ons. Here, ons loof U naam. Daar's niemand soos U nie. Jy moet hom nou oopmaak. Alright, jy moet nou praat. Alright. Here, ons loof U naam. U is Alfa en Omega. Here, U is die begin en die einde. U is die een wat is, wat was en wat sal wees, Here. Vader, ek loof U vir wie U is en vir wat U gedoen het, Here. Dankie dat ons in Newcastle kan wees vandag en lewe kan hê, Here. Dat ons 'n toekoms kan hê, Here. Dat ons die woord kan hoor, Vader, dat ons kan getuig dat ons 'n God het wat vir ons lief het, Here. Ons loof U naam. In die naam van Jesus en almal sê Amen. Amen en amen. Draai na die ou langs jou toe en sê vir hom, jy lyk pragtig vanmôre. Het is 'n voorreg om hier so te wees vandag. Ek is al die pad van Pretoria af. Is daar van julle wat nie gisterand hier was, kan ek sien. Okay, so ons het 3 van julle wat nie gisterand hier was nie. Baie welkom, my naam is Arnold, vir die wat nie weet nie. Ek is ingevoer van Gauteng af. En dis heerlik om hier te wees. Dit voel asof ek in 'n ander land is as ek deur hierdie heuwel so ry en dit reën so. Dit voel asof ek in Skotland of ergens is. Dit is regtig pragtig. Julle bly op 'n baie mooi plek. Amen. So vanoggend wil ek 'n getuienis met julle deel. Nie my eie getuienis nie, maar die storie van 'n boer wat die Here met alles vertrou het. Maar voor ek begin, kan ek net so een grappie vertel. Is dit alright? Ja. Okay. Nou,
Ek het nou amper vergeet wat 'n grapie ek wil vertel. Dit het nog nooit met my gebeur. Jy sien, ons het te laat gekuier gisteraan. Jy sien, ek het te min slaap ingekry. In elk geval, daar was 'n baie synige oom gewees. Nou in die ou dae, as iemand oorlede was, ek weet nie veel kan onthou nie, dan het hulle so klein beriggie in die koerant gesit, né? Want hulle gesê, hierdie persoon of daai persoon is oorlede. En die oom gaan toe na die koerantjie toe op die dorp en hy gaan betaal sy geldjie en gee hulle vir hom 'n bladsytjie en dan begin hy skryf. En hy begin toe skryf en hy sê, Sarah van der Merwe is dood. En hy gee die briefie terug. Die vrou agter die toonbank vat hom so en sy kyk so en sy dink, is hierdie bietjie kras, en sy sê vir die oom, vir dieselfde hoeveelheid geld, kan jy 4 woorde meer skryf. Hy sê baie dankie, en vat die briefie terug, en skryf, Sarah van der Merwe is dood. 1 Hilux te koop. In elk geval, ander storie wat ek nou die dag hoor was van die boere. Is daar enige boere hierso, hulle wil ek net sien. Nou, ons om so 1 of 2. Hulle is gewoonlik skaam om hand op te steek, maar hierdie ou boer en hy is ver uit die dorp uit. En as gevolg van die feit dat hy so ver en afgelees, het hy toe geleer oor die jare om net 1 keer 'n maand in te gaan om sy groceries te gaan koop. En elke maand as hy ingaan, dan kom hy by die Spar, dan gaan koop hy sy groceries. En dan sit daar 'n boemelaar. En dan elke keer as hy daar kom, dan gee hy vir die boemelaar R20. Elke maand. R20. En dis dan maar hoe hy die arme mense help is, met sy R20 wat hy vir die boemelaar gee. En hy gee vir die boemelaar R20 vir jare en 1 Januarie kom, net na Desember vakansie, en ewe skielik gee vir die boemelaar R15. Die boemelaar kyk sy dog, wat gaan nou aan, my dog op. Beggars can't be choosers, jy weet. In elk geval, het gaan so aan vir 'n jaar, Desember vakansie kom, Januarie kom, na Desember vakansie, ewe skielik gee vir hom R10. Boemelaar kyk sy dog, wat gaan nou aan? Maak nie saak nie. Jaar gaan verby, Januarie kom, ewe skielik gee hy vir hom R5. En net so vir hy weggeloop, gryp by die oom in die been. Hy sê, oom, ek het net 'n vraag. Al die jare, ek het my R20 gegee. Toe R15, toe R10. Nou ewe skielik R5. Wat gaan oom, het ek iets verkeerd gedoen? Oom sê, nee, ek het 4 kinders, so die orrelpypies. 2 jaar terug, toe gaan die eerste een universiteit toe, universiteitsduur, begroting is knap, R15 is al wat ek kon bekostig. Toe laas jaar, my oudste dogter besluit sy trou is duur, toe downgrade ons na R10 toe. Hierdie jaar het my tweede jongste besluit om universiteit toe te gaan, as dit R5 oor. Hy sê, oom, ek verstaan, dit maak sin, is redelik, ons almal het 'n knap begroting. Hy sê, oom, maar wat nou van daai laaste kind? Hy sê nie, hy gaan volgende jaar universiteit. Boemelaar dink so dat hy sê, oom, ek weet nie of ons nou universiteit kan bekostig. Dink jy soos, Here, ek sal u dien, solank dit nie my budget raak nie, nee. Meanwhile het die Here vir ons alles gegee, die eerste plek. So, kom ons buig die hoofde, dan bid ons saam. Here, dankie vir u liefde vanmôre, dankie dat ons u kan wees. Here, ek wil bid vir die woord vandag. Ek wil bid dat u dit sal seën, Here. Ek staan nie in vrees en bewering voor heilige God, Here, en ek vra dat u wil sal geskied in mense se lewens vandag. In die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Amen en amen. Laasar toe gaan bedien ek by 'n vroueontbyt, gaan sing ek by 'n vroueontbyt in Lichtenburg. En die aand voor die tyd, 1:30, maak die Heilige Gees my wakker. En ek begin toe net daar in die huis rondstap en bid. En terwyl ek bid, voel ek die Here sê vir my, Arnold, ek wil hê jy moet 'n boek skryf. En die Here gee sommer vir my die Here download van die boek net so in een aand. En ek weet presies wat in hom in moet gaan, alles. Volgende dag toe gaan bedien ek by die vroue tee, en toe na die tyd toe gee die tannies vir my pakkie. Dus toe die pakkie oopmaak, toe sa splinter nuwe fancy pen in.
met 'n briefie wat sê, ons het vir jou pen gekoop, want ons voel die Here sê jy moet skryf. En toe daai aand, toe bel ek my ma, sy is my hoofvoorbidder, en ek sê, ek vertel haar, ek het gaan bedien, en ons praat so 'n bietjie, sy sê, ek bid heel week vir jou, en ek voel vir my asof die Here vir my gesê het, dat jy jou boeke moet klaar skryf. So dit alles het gebeur in 1 naweek, oor 2 dae. So in elk geval, toe het ek maar besluit om 'n boek te skryf. En vanmôre wil ek vir julle 'n storie deel uit daai boek uit, as dit alright is. As dit alright is. Amen. Ek kan ons sing ook, ek weet ons kan nie anders ook doen, van 'n koek eet. In elk geval, julle kan daai slideshow vir my aansit, as julle nie omgee nie. Ek sal, daar sê. Nou nog so enetjie, ons praat vanoggend oor die krag van oorgee. Nou daai oom wat daar sit, sy naam is oom Snyman Pretorius. Snyman Pretorius. In 1911 is hy gebore op 'n plaas in die Oos-Vrystaat met die naam Talana. Hy was een van 13 kinders gewees, en dit was depressiejare gewees, so toe hy staan in 6 kom, sê sy pa vir hom, Snyman, daar is nie meer geld nie, jy kan nie meer skool toe gaan nie, gaan soek werk. Toe gaan werk vir die blacksmith op Roosendaal. Die blacksmith was nie 'n goeie baas gewees nie. Hy het hom elke 2 weke moes hy hom betaal, partykeer het hy hom nie betaal nie, partykeer het hy hom kort betaal. As jy so 'n baas het, moenie nou amen sê nie. Die gevolg was, Snyman Pretorius was 'n arm man gewees. Hy het op 'n klein stukkie grond gebly in 'n shack, in 'n stroois. Hy het 'n hond en 'n perd en 'n vrou gehad, en hy het gesukkel om vir die vrou te sorg, want hy het nie genoeg geld verdien. En op 'n dag, toe gaan kuier hy vir sy pa op die plaas Delana, terwyl sy pa saam met die buurman oom Niklaas sit en middagete eet. En terwyl hulle sit en eet en kuier, sê sy pa vir hom, Snyman, ek wil die plaas verkoop, Delana. Ek wil hom verkoop op 'n veiling, en ek het dit in my hart dat jy die plaas moet koop. Hy sê, pa, ek bly in 'n shack. Ek het 'n hond en 'n perd, sukkel om vir my vrou te sorg. Ek's 'n arm man. My baas betaal my nie. Hoe gaan ek ooit eers 'n deposito kan neersit op 'n plaas? Dit is onmoontlik. Oom Niklaas sê toe, die buurman, hy sê, seun, hoekom hierdie nie 'n stukkie grond op my plaas nie, dan plant jy koring. En dan as jy die oes ingekry het, en jy het almal betaal en jy die werkers betaal, dan kan jy my terugbetaal my huur, maar miskien het jy ietsie in jou hand waarmee jy veiling toe kan gaan. Hy sê toe, oom Niklaas is reg, ek sal begin boer op jou grond. En van maandag tot vrydag werk Snyman Pretorius vir die blacksmith. Op Saterdag ry 20 km met sy perd, en dan gaan plant hy koring. Hy kliphard gewerk, maar hy het dit gedoen, want in sy hart was daar 'n droom, 'n hoop vir 'n nuwe toekoms. En dit was in hierdie tyd wat 'n nuwe ou in die prentjie ingekom het. Kan julle gou aangaan daarso, skus, ek het nou nie 'n pointer nie. Daar so dit lyk, daar onder is Delana, gaan nog enetjie aan. Nou hierdie oom se naam was Koen Pretorius. Dit was Snyman se neefie. En in hierdie tyd wat hy die koring plant, het Koen Pretorius vir hom 'n brief geskryf. En in die brief het hy vir hom gesê, Snyman, soos jy weet, ek is 'n dominee in die Kaap. Hy was 'n dominee in die Kaap. En hy en 3 ander dominees het eendag gebid. Toe beleef hulle 'n ervaring met die Heilige Gees wat hulle nog nooit beleef het nie. En hy wou vir Snyman kom vertel het van hierdie belewenis met die Heilige Gees wat hy beleef het, wat hy nog nooit van tevore beleef het nie. Snyman Pretorius sê toe, dis reg, en hulle spreek 'n dag af, en Koen Pretorius kom op Ficksburg toe met die trein. En op die dag wat hulle sou gaan ontmoet, ry Snyman Pretorius met sy perd, en terwyl hy ry het hy verskriklike hoofpyn. Verskriklike hoofpyn. En
En terwyl hy ry op sy perd, praat hy met die Here. En hy sê, Here, as hierdie ding van die Heilige Gees van U af is, dan vra ek dat U vir Koen Pretorius, my neefie, sal sê dat ek 'n hoofpyn het en dat hy vir my sal bid. Baie eenvoudige gebed. Die aand eet hulle saam en toe sit boeke vat. Weet die jong mense wat boeke vat is hierso? Weet julle wat boeke vat is, jong mense? Dis as jy geëet het en dan na die tyd, dan haal jy die Bybel van die raad af en jou Bybelstudie. Die ou mense het dit gereeld gedoen elke dag. Ek probeer nogals om dit te doen in my huis ook. Dis nogals baie spesiaal, hoor. Boeke vat. Ek dink dis iets wat ons kan terugbring uit die ou dae uit, is boeke vat. In elk geval, hulle het boeke vat gedoen en Pretorius het toe met hulle begin praat oor wat gebeur het in die Kaap met die Heilige Gees en wat hulle beleef het. En op 'n stadium draai Koen Pretorius na Snyman toe en hy sê Snyman, maar die Heilige Gees sê vir my dat jy jou hoofpyn het en dat ek vir jou moet bid. Hy sê, hoe het jy geweet? Hy sê, die Heilige Gees het my gesê. Hy lê hande op hom en sy hoofpyn is weg. Maar nie net dit nie, hy beleef 'n volword met die Heilige Gees wat hy nog nooit beleef het. En hy gaan daar weg en hy is 'n nuwe mens. En van Maandag tot Vrydag plant Snyman Pretorius sy koring, dan werk hy vir die blacksmith, Saterdag gaan plant hy sy koring. So dit gaan die volgende enetjie op. Maar nou op Saterdag, sien julle daar agter is so 'n bos. Daar is 'n populierbos. Nou lunchtyd, terwyl hy koring plant, lunchtyd, dan gaan bid hy in daai populierbos. Dan sê hy, Here, as U my oeste seën, sal ek U vir ewig dien. Hy praat met die Here. Hy sê, Here, as U my oeste seën, sal ek U vir ewig dien. En so het dit aangegaan, tot die dag van die oes gekom het. En hy het sy koring Ficksburg toe gevat. En nadat hy almal betaal het, het hy huis toe gegaan met 25 pond in sy sak. En daai aand klim in sy bed, en hy maak sy oë toe en hy besef, ek het 'n kans op 'n nuwe toekoms. Maar daai aand, terwyl hy slaap, gee die Here vir Snyman Pretorius 'n droom. En in die droom praat die Here met hom. En hy sê vir hom, Snyman Pretorius, daai 4 dominees, ek wil hê jy moet vir elkeen van hulle 5 pond pos. Hy sê, Here, as ek vir hulle 20 pond gee, het ek niks oor nie. Here sê vir hom, nie net dit nie, Snyman, jou baas, die blacksmith, ek wil hê jy moet vir hom 5 pond gee. Hy sê, Here, ek kan nie eers vir my vrou sorg nie. Hy sê, ek wil hê jy moet gee. Hy stry met die Here in die droom. Die Here sê vir hom, Snyman, gaan jy jou 25 pond vertrou, of gaan jy my vertrou? Toe hy wakker word, toe weet hy, hierdie was 'n droom van God af gewees. En hy klim op sy perd en hy ry Ficksburg toe. En hy gaan pos 5 checks na 5 mense toe. En hy ry huis toe met niks. Ek weet nie of julle my sal glo of nie, maar op pad huis toe, praat die Here met Snyman Pretorius in 'n hoorbare stem. En hy sê vir hom, Snyman, jy sal nooit in jou lewe weer nie 'n check kan uitskryf nie. Hy sê, Here, ek het niks. Hoe kan dit wees? Hoe kan dit wees? Ek het niks, Here. Die Here sê, watch my. Die dag van die veiling kom. En Snyman ry met sy perd. En hy kom by die afslaer by die veiling uit. Maar daar was 'n probleem. Die dag voor die veiling het dit so gereën, dat die driffie voor die plaas waar die veiling was, kan julle gaan die volgende ene, driffie voor die plaas waar die veiling was, enetjie terug, sien julle daar waar daai bakkie staan, nou hulle sê vir my daai driffie, as dit verskriklik reën,
dan word die water stoot op tot daar by die Toyota badge omtrent. Dis hoe baie dit is. Al die karre het daar aangekom. En hulle het net daar omgedraai en weggery. Na 1 en 'n half het Snyman alleen saam met die afslaer gaan sit. En eventueel het hulle vir mekaar gekyk, en die afslaer het vir hom gesê, Snyman, hier is niemand wat hier gaan uitkom vandag nie. Kom ons gaan drink koffie. En hulle is plaashuis toe. Hulle gaan sit by die plaashuis. En Snyman, en die afslaer praat, die afslaer sê vir hom, Snyman, wil jy nie die plaas koop nie? Hy sê, oom, met my hele hart wil ek hierdie plaas koop. Maar ek het een probleem. Ek het nie geld nie. Hy sê, weet jy wat, die Jood op die dorp, met die groot winkel, is my vriend, ek ken hom. Partymal leen hy geld vir mense. Weet jy, gaan sien hulle die Jood op die dorp, dan sit vir die Jood, vertel hom die storie. Die Jood kyk hom so, hy sê, Snyman, ek ken jou pa, julle is hardwerkende mense, julle is eerbare mense, julle betaal julle skuld. Ek gaan vir jou die geld leen vir die plaas, jy begin plant en jy betaal my terug soos jy kan. Snyman word die eienaar van Talana en hy begin boer. Die Here seën sy oeste. Vir 40 jaar het Snyman Pretorius geboer. Na 40 jaar het hy 25 plase en 25 kleinkinders. Vir elke pond wat hy God mee vertrou het God hom 'n plaas en 'n kleinkind gegee. Halleluja. Daar's iets wat gebeur wanneer ons God vertrou met alles. Baie mense glo in God, maar hulle glo nie genoeg in God om hom regtig te vertrou met alles. Baie mense sê, God, ek wil jou hê as 'n vernoot in my lewe. Ek wil hê jy moet my finansies seën, my gesin seën, my besigheid seën, my gesondheid seën. God, kom wees die vernoot in my lewe. Maar ons is nie bereid om vir hom die senior vennootskap te gee. Ons wil nog steeds die laaste sê oor goed. Daar's iets wat gebeur wanneer ons sê, Here, ek maak u die senior vernoot in my lewe. Laat u wil geskied en nie my wil geskied nie. Op 'n stadium toe, ek het vir jare en jare musiek gemaak, maar niemand wou ooit daarna luister nie. Dis nogals bad, nee. Dis soos om 'n besigheidsman te wees, maar jy maak nooit geld nie. Op 'n stadium kyk jy vir jouself in die spieël en dink, waarmee is ek besig? Niemand wil luister na my musiek nie, en op 'n stadium toe bid ek, toe sê ek, Here, ek het 'n vernoot nodig. Eintlik het ek gevoel in my hart, die Heilige Gees sê vir my, Arnold, jy het 'n vernoot nodig om jou te help. Want ons dink ons kan alles self doen, hè. Maar daar gebeur iets in vennootskap. En toe op 'n dag toe stuur die Here vir my 'n vernoot, 'n baie bekende ou in ons land, wat baie sukses gehad het al in die geskiedenis van ons land. Ek sal nou liedjies begin opnoem en dan sal ons 'n ruk lank hier wees. Goed wat hy geskryf het en bekend gemaak het. En op 'n stadium begin ek en my vernoot saamwerk in die ateljee, maar daar was 'n probleem. Ons het baie kop gestaan. Want hy sê, Arnold, ons moet dit doen, dan wil ek dit doen. Dan sê ek, nee, Jesus, hoor hierdie, dit klink wonderlik. Dan sit hy net so en kyk vir my. Dan bly net so chipstoor. En op 'n stadium was ek so frustreerd met my vernoot gewees. Want ek het gedink, ek kan in 'n vennootskap wees en heeltyd die laaste sê. En ek onthou, daar was een spesifieke dag gewees, waar hy vir my gesê het, Arnold, ons moet dit so doen of dit gaan nie werk. Dit was met 'n liedjie met die naam Groter as die berge. Ek weet hoeveel al daai liedjie van julle het hom al gehoor.
Hulle het my gesê, dis hoe hulle van my gehoor het. Dis hoekom ek hier is vandag. As gevolg van groter is die berge. Maar die dag toe ons hom opneem, toe sê Johan vir my, Arnold, dit moet so wees. En my brein kon nie die wiskunde doen om daar uit te kom. En ons het amper paie geskei, as gevolg van dit. Maar ek het daai naweek weggegaan en ek het 'n besluit in my hart geneem. Ek gaan vir hom die senior vennootskap gee. Ek gaan vir hom die laaste sê gee oor my musiek. Weet julle hoe moeilik is dit vir 'n musikant om dit te doen? Ons is maar temperamentele goedjies, ons musikante. Ons hou nie daarvan as ander mense kom en vir ons sê hoe ons moet sing en hoe ons moet musiek skryf en hoe goed moet klink. Maar ek het al weggegaan en ek het die besluit gemaak. En ons het groter as die berge opgeneem. Weet julle wat het gebeur? Vir die eerste keer in my lewe het my musiek begin plek gekry. Laas jaar is Groter as die berge genomineer vir 'n ITSA vir gospel liedjie van die jaar. Daai liedjie was genomineer. Die kopstamp liedjie. Die liedjie waar ek besluit het om vir hom die senior vennootskap te gee. Hoor julle wat ek sê? Nou ek sê dit nou nie om te brag dat ek genomineer was vir iets nie. Ek sê dit want ons doen dit met die Here, is dit nie? Ons sê Here, wees my vernoot. Maar ek wil net die laaste sê, asseblief. So dit raak baie stil nou in hierdie gemeente. Thank you for that thunderous silence. Daar gebeur iets as ons bereid is om te laat gaan en om te vertrou. Jesus het gesê, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, dan bly hy alleen. Hy bly een. Maar as hy in die grond val en sterf, dan staan hy op en hy vermenigvuldig. Baie van ons wil die opstanding en die vermenigvuldiging hê, maar ons wil nie sterf nie. Ons wil nie oorgee nie. Ons wil nie ons wil opgee nie. Ons wil nie ons idees neerlê nie. Salomo sê, vertrou op die Here. Moenie op jou eie insigte staat maak nie. My vrou, ek is so spyt, sy is nie hier vanoggend nie. Sy kon nie hier wees nie. Dis 'n groot family gathering daar by my huis die naweek. Mense is al van die Kaap en goed. Maar my vrou is baie special. Baie special. Sy is nie net mooi nie, sy is oulik ook. En ons is nou so 21 jaar saam. Maar ek like haar nog net so baie soos die eerste dag wat ek haar ontmoet het. Inteendeel, ek dink ek like haar dalk nog so 'n bietjie meer. Maar 20 jaar terug, voor ek my vrou ontmoet het, was daar 2 ander girlfriends gewees. Die een girlfriend was so 'n plaasmeisie van die Vrystaat gewees. 'n Meisie met agtergrond, Japie. Weet jy wat dit? Dis 'n meisie, as jy haar so vashou, dan sien jy net al die grond so agteraan. Dis 'n meisie met agtergrond. Ek het altyd vir die jong ouens gesê, jy moet 'n girl soek met agtergrond. So as jy vashou, sien jy net al die grond agteraan. Kyk, ek kon 'n mega boer geword het in Kroonstad. Want ons het vir 'n halfuur lank gery en sê ek, wie se plaas is daai? Hy sê nee, dis ons in. Okay, wie se plaas is daai? Nee, dis ons in. Okay, 10 minute later, wie se plaas is daai? Nee, dis ons in. Ek sê, daai ene, sy sê, ek dink is ook ons in. Nee, sy was 'n meisie met agtergrond. Maar die aand as ek in my bed klim, het ek nie vrede gehad. En in daai stadium van my lewe het ek tyd in gebed spandeer. En een van die nagevolge van as jy tyd in gebed spandeer, is goed begin vir jou vrede gee en vir jou nie meer vrede gee nie. Pas op vir bid, want dit doen dit aan jou. Goed wat normaal was, ewe skielik, jy het nie meer vrede oor dit. Is daar enige iemand wat kan... Ja, halleluja. Julle ken daai. En in die aand lê ek in my bed en op 'n stadium moes ek 'n besluit maak. Gaan ek vir my senior vernoot luister? Of gaan ek 'n groot besluit op my eie neem? Ek het toe vir haar gesê dat ek dink nie die Here my geroep het om te boer nie en toe het ons baie geskei. Maar 2 jaar na dit, toe is daar nog 'n meisie.
Ek en sy het saam squash gespeel. Sy was SA skole squash kampioen. Sy was nog eens 'n challenge geweest. En die probleem was, hoe meer ons squash gespeel het, hoe meer wou ek haar gesquash het. Tannie, dis net 'n drukkie, hoor, dis niks anders nie. Dis net 'n drukkie. Maar as ek by haar huis gaan kuier, dan het gevoel asof ek by die Noordpool was. Ek weet nie, dit was net af. Dit was nie reg nie. In my gees het ek geweet. Ek het geweet soos ek weet, dis nie reg nie. Want die Heilige Gees het my onrustig gemaak. En op 'n stadium, toe moes ek 'n besluit maak. En dit was 'n moeilike besluit, want jy is verlief. Daar's emosies en gedagtes. Maar die Bybel sê dat ons elke gedagte gevangene kan neem. Halleluja. Wat nie gehoorsaam is aan die Here nie. Halleluja. Het jy geweet jy het gedagtes en emosies wat nie gehoorsaam is aan die Here nie, wat in jou lewe, en jy moet hulle gevangene neem. Ja, halleluja. So, dis 'n goeie woord. Ja. Volgende keer kom preek ek oor dit. 2 Korintiërs 10 sê ons kan elke gedagte gevangene neem wat nie gehoorsaam is aan God nie. En ek het besef hierdie emosies wat ek nou het is nie gehoorsaam aan die Here nie. En toe op 'n aand toe sy so wil mik na iets om my te soen. Toe sê ek vir haar, ek hou nie meer van squash nie. Dis het verby. Maar weet jy wat, 2 weke later, Wysheid. toe kom maar so 'n blonde meisie op my stoep aan. Haar naam was Elsie Pieterse. Ek noem haar sommer Elsie Geselsie. Die van julle wat wonder hoekom ek haar Elsie Geselsie noem, Sy kan. is omdat my pa het my gesê toe ek trou, sê seun, jy moet onthou, was die vrouens in die hemel nie. Ek sê, pa, wat bedoel pa? Hy sê nee, hulle het nog nie ingegaan nie, hulle staan nog by die hek en kuier. So ek noem maar Elsie Geselsie, sy was sy 'n halfte van die mense hier se name geken het, jy weet. Ek het 5 se name gehoor en ek het al 3 vergeet, jy weet, maar sy is Elsie Geselsie. Nou ek en daai vroumens, ons pas mekaar soos 'n handskoen. Ons pas mekaar soos 'n handskoen. Dit werk net. Jesus het gesê, my juk is sag en my las is lig. Is dit reg? As die Here iets doen, is dit maklik. En vanaf wil ek vir jou sê, my huwelik is maklik. Want 20 jaar terug het ek vir my senior vernoot geluister. Hoor julle wat ek sê, gemeente? Ek wil vanaand vir jou vra, of môre vir jou vra. Het jy al die senior vernootskap van jou lewe vir God gegee? Het jy al besluit om hom te vertrou met alles? En nog wil ek vir jou sê, God kan 25 pond en 25 plase in verander. Want daar gaan 'n punt kom waar jy gaan toets en sê, vertrou jy my regtig of vertrou jy my nie? Hy wil die senior vernoot in jou lewe wees. Kom ons maak ons oë toe vir 'n sekonde. As jy hier is vir oggend en jy sê, Here, ek wil U die senior vernoot in my lewe maak. Laat jy my nou opstaan saam met my. En jy moet 'n besluit maak in jou hart. Sê, Here, ek gaan so Snyman Pretorius U met alles in my lewe vertrou. As dit jy is, staan nou op. Daar's 'n ou liedjie wat sê, doen slegs U wil, Heer, U wil met my, U potte bakke, met my die klein.
vorm my en maak my, net soos U wil, op U slegs wag ek, nederig en stil. Op U slegs wag ek, nederig en stil. Ek wil jou uitdaag om te begin bid. Want as jy God as jou senior vernoot het jy nodig om tyd op jou knieë te spandeer, sodat jy sy stem kan begin hoor. Want hy gaan jou begin lei. Maar vir hom om jou te lei, het jy nodig om hom te hoor. Hoor julle wat ek sê vandag? So vandag wil ek jou vra. Luister na sy stem. En hê dieselfde moed as Snyman Pretorius om te sê, Here, ek sal U gehoorsaam. Al vra U my om alles weg te gee, sal ek U gehoorsaam. Want U is die een wat dit wat dood is, laat opstaan. Ek wil afsluit met 'n laaste storie. Snyman Pretorius se seun het eendag op die plaas geloop, toe Pikkepof Aderom. Hy was hospitaal toe gevat, en voor Snyman daar kon aankom, toe sy dood verklaar. Snyman Pretorius het vir die dokter gevra om vir hom 5 minute alleen saam met sy seun te gee. Hy het vir sy seun gebid, en hy het met die Here gepraat. Want vir jare was hy in 'n ritme om te bid en om met die Here te praat en om te luister. En die Here het vir hom gesê, Snyman, sit jou hand op jou seun en bid vir hom. Hy het vir hom gebid en sy seun het lewendig geword. Amen. Lees, halleluja. Vandag wil ek vir jou sê, ons dien 'n God wat dit wat lyk asof dit dood is, kan laat lewe. Halleluja. Al wat hy vra is, dat hy die senior vernoot kan wees in jou lewe. In die naam van Jesus. Amen. Amen. Prys die Here. Dankie dat julle geluister het. Sal ons 'n liedjie sing? Ja. So 2 liedjies. Twice. 6, 7. Ek het ook al 'n girl ontmoet van Newcastle af wat vir iemand gebid het wat blind was. Toe na die tyd toe sê sy, we prayed for someone, he was blind in twice of his eyes. so we will sing twice songs this morning. Amen. Maar julle kan nie nou sit nie. Want ek sing nie in baars nie, ek sing in kerk en julle sing saam. Anders te werk dit nie. Kan ons dit doen? Alfa en Omega. Die van julle wat hom nie ken nie, hy klink so. Nou het ek te veel mikrofone, jy sien. Hy klink so. Alfa en Omega, die begin en die einde. Yahweh, U is heilig, ons aanbid U, U is heilig. Dan vat jy jou regterhand so, nee, sit jy hom so op, okay? Dan maak jy so. Die volume was op 1, sit hom op 7, alright, dan straal jy. Alfa en Omega, die begin en die einde. Yahweh, U is heilig, ons aanbid U, U is heilig. Nou moet julle staan, asseblief. Ek lig my hande op na bo, na God in wie ek glo. Ek sal jubel, ek sal juig, ek sal voor my koning buig. En sy naam is Alfa, want sy naam is Alfa en Omega, die begin en die einde.
Yahweh, U is heilig, ons aanbid U, U is heilig, ons God, wat die hemele regeer. Hy is altyd in beheer. Hy is die koning, hy kom weer. En sy naam is Alpha, maar sy naam is Alpha en Omega, die begin en die einde. Yahweh, U is heilig, ons aanbid U, U is heilig, 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 Here God almagtig, heilig is die Here, vir ewig en vir altyd. Kom ons sing. Alpha en Omega, die begin en die einde. Yahweh, U is heilig, ons aanbid U, U is heilig. Alpha en Omega, die begin en die einde. Yahweh, U is heilig, ons aanbid U, U is heilig. Laaste keer. Alpha en Omega, die begin en die einde. Yahweh, U is heilig, ons aanbid U, U is heilig. Met die krag van God sal ek voor die reis kan staan. Met die krag van God sal ek langs die leeuw kan staan. Met die krag van God sal ek met my vyand praat. Ek is sterk met die krag van God. Halleluja. Met die krag van God sal ek weer die storm staan. Met die krag van God doen ek reg, gerustig kwaad. Met die krag van God weet ek lief as jy my haat. Ek is sterk met die krag van God. En ek sing halleluja, so ek sing halleluja, want ek sterker in die krag van God. En ek sing halleluja, want ek sterker in die krag van God. As ek neerval op my knieën, word ek vol, ek is sterk met die krag van God. Soos Daniel, wat voor die koning staan, soos Joshua, wat die vyande verstaan, soos Abraham, wat die vreemde land ingaan, wil ek leef met die krag van God. En ek sing halleluja, so ek sing halleluja, want ek sterker in die krag van God. En ek sing halleluja, want ek sterker in die krag van God. As ek neerval op my knieën, word ek vol, ek is sterk met die krag van God. Die proef van die leeuw is kragtig, maar my God is almagtig. Die proef van die leeuw is kragtig, maar my God is almagtig. Die proef van die leeuw is kragtig, maar my God is almagtig. Die proef van die leeuw is kragtig, maar my God is almagtig. So ek sing halleluja, want
ek sterker in die krag van God. En ek sing halleluja, want ek sterker in die krag van God. As ek neerval op my knieën, word ek vol, ek is sterk in die krag van God. Ek is sterk in die krag van God. Ja, ek sing halleluja, want ek sterker in die krag van God. En ek sing halleluja, want ek sterker in die krag van God. As ek neerval op my knieën, word ek vol, ek is sterk in die krag van God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head down, I will sing of the goodness. As jy dit glo, sing dit saam met my vanmôre, all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am making, I will sing of the goodness of God. Glo jy dit? I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. As jy dit glo, sing all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my heart laid down, surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I'm gonna sing of the goodness of God. Let's sing all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been
Halleluja. Vader, vanoggend sê ons daar's niemand soos U nie, Here. Here, ons kan sing van U goedheid, want U is 'n goeie God. Here, U is 'n goeie God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. As jy weet die Here is goed, gee vir hom 'n hande klap. Amen en amen. Baie dankie dat julle my genooi het. Dit is so voorreg om hier te gewees het, wat ek net hierdie ekko afsit. Dit is so voorreg om hier te gewees het. Dit is lekker hier in Newcastle en ek hoop regtig kan julle weer sien. Dit sal amazing wees. As julle 'n boek wil koop, as boeke daar, Hino is my salesman. Hy het gesê hy gaan dubbel vra, toe sê ek nee, mag nie. So hy's 'n goeie salesman. Maar hy gaan julle help daarso en ons ook musiekstokkies te koop as julle wil. As julle die bediening wil ondersteun, is dan maar 'n bietjie wat ons kan doen net om te help om julle op die pad te hou. So, mag hierdie jou sien met lekker pannekoek eet, is daar nog iets? Het ek iets vergeet? Is daar iets? Ek wil net 'n laaste ding. Ek gaan vir jou vra om af te sluit. Want jy het 'n spesiale manier om die seën uit te spreek. En dit mag dalk nou 'n ou tradisie vir party ouens wees en vir party ouens mag dit dalk snaaks wees, maar iets wat ek geleer het in die bietjie tyd wat ek 'n pastoor geword het, is wanneer jy mense seën. Daai ding in Eksodus wat die Here vir hulle sê jy vir Aaron en sy mense, die mense moet so geseën word. Jy het 'n baie spesiale manier om te doen, Dominee Fritz, ek gaan vir jou vra om dit te kom doen. Maar hier's wat ek vir jou wil sê. Jy kan nie nou huis toe gaan nie. Vrouens, as jy skaapbout in die wind het, bid vinnig vir die Here, hy sal hom hou. Moenie worry. Kom drink eers 'n koppie koffie. Daar word nie geld gevra vir koffie en tee in hierdie gemeentes nie. In Dominee se gemeente, hulle maak lekker koffie, nê? Ja, jy sien die tannies het almal 'n spesiale gawe, nê? Die een kan pannekoek bak en die ander een kan jamtertjies maak en as jy nou 'n herksoggie het, mevrou, dan wil ek nou vir jou sê. Jy sien, amen. Okay. So asseblief moenie huis toe gaan nie, man. Kom ons kuier net so bietjie. 'n Laaste ding wat ek gaan sê voor ek vir Dominee Fritz vra om die seën te kom uitspreek. As die Here jou hart aangeraak het vandag en jy voel daar's iets wat jy nodig het, moenie verdwyn nie. Hier's 'n klomp van ons wat saam met jou die Here wil vertrou, en saam met jou wil bid en saam met jou wil lief wees om jou op die regte pad te kry. Ek is hier, Dominee Fritz is hier, Dominee Andre is hier en hier's 'n paar ander manne en vroue ook wat presies weet. So as jy voel, nou gooi die Here mos om hier van die stoel af. As jy voel jy moet hier agterbly vandag, moenie loop nie. Jy mag dalk net jou 25 pond vandag erf. Dis 'n erfenis. So ek gaan nou oorgee aan Dominee Fritz. Dankie Fritz. Gooi my woorde weg. Dit moet die hart uit wees. Ja, hy kom met die hart uit. Amen. Net hou so vinnig op die spot gesit en hakel ek gewoonlik so bietjie so. Ons almal glo aan die woord van God. Amen. Dat wanneer ons die Bybel voor ons oop het, is dit nie 'n feeverhaal nie. Yes, En dit wat daar binne staan is absoluut die waarheid. So wanneer jy vanoggend hierdie woorde hoor en die Here sê die Here sal julle seën, dan bedoel dit die Here sê dit vir jou. Dis nie wat ek vir jou sê nie, dis nie wat Moses of niemand vir jou sê nie, dis wat die Here vanoggend vir jou sê. Ontvang dan nou sy seën en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen. Amen. Mooi dag vir almal en kom ons gaan kuier lekker saam.